2 Desember 2025. In hierdie weer aflewering van Gries Nuus gaan ek praat oor sy jongste video wat hy gepubliseer het. Ek kyk nie sy goed nie, maar 'n persoon het vir my die link na dit gestuur en gesê, gaan kyk gerus wat raak hierdie man nou alles kwyt hier. Nou ek kan hier vir baie lank sit en vir julle baie van sy stories wys. Ek het leers vol screenshots van gesprekke wat ek en hy gehad het, stellings wat hy gemaak het en sulke goed. Ek gaan nie my tyd met dit mors nie, ek gaan nie jou tyd met dit mors nie. In hierdie video van hom, sy jongste video, maak hy, die video het die titel, Wynand en Colijn, 'n geloofsheld of 'n bedrieër, die vals grok uitgedinkte AI boodskap. Hy maak 'n stelling, dat dit 'n vals grok uitgedinkte AI boodskap is. Nee, so, hy sê dit was vals. Nou ek gaan nou nie vir julle die screenshot gee van die hele screen nie, waar ek die URL en al die goed aandui nie, maar ek kan verseker ek het dit. Feit van die saak bly is, ek het in daardie video wat hy aanhaal in sy video, het ek die boodskap van grok gelees. Nou, jy kan nou hier op die skerm kyk, ek gaan nie daai stuk vir jou lees nie. Jy kan dit maar stop en dan lees jy dit self. Ek het met grok gepraat en grok het my geantwoord. En dit was die antwoord wat ek vir julle gelees het. Nou is daar kommentators op Gries se video wat wille stellings maak rondom AI en al sulke goed. Ek kyk vir dit en ek wag vir dit, jy weet. Daar is een ou wat pronk, hy is al 40 jaar in die IT-bedryf en so, is goed. Hy 40 jaar in die IT-bedryf is. As hy 40 jaar in die IT-bedryf is, sou hy beter geweet het as om kak daar te post soos wat hy daar gepost het hoor. Ek kan net vir julle sê, ek self het my eerste kommersiële databasis applikasie gepubliseer in 1984 en ek kan dit ook bewys met koerant uitknipsels, maar ek gaan dit nie doen nie. Ek kan dit bewys. En wat die persoon wat nou 40 jaar in die IT-bedryf is, daar kwytraak, van die goed is waar. Maar hy maak ook 'n paar lekker aannames en sulke dinge, maar dit is nie belangrik nie, dit is sy saak. Die groot ding is, hierdie Gries du Toit het die bewering gemaak, dat ek het gelieg oor die gesprek met grok. Daar op die skerm, kan jy self sien. Dis grok daai, wat met my gepraat het. Dit is die presiese woorde wat ek gelees het die dag. So, ek het nie gelieg nie. Ek het gelees wat grok gesê het. Wat my persoonlike opinie oor die AI is, dit het ek al met julle bespreek en sovoorts. Daar is ander kommentators op 'n Gries se video wat vreeslike aannames maak en sulke goeders. Ek weet nie waar kom al aan dit met sy saak. Maar wat vir my geweldig steurend is dat Gries du Toit matig homself die reg aan om Wynand en my subscribers uit te skel en uit te maak as die laagste vorme van lewe op die aarde en hulle is idiote en hulle is, ek weet nie wat alles en julle kan hoor wat hy alles van hulle sê. Wat hy van my sê, voel ek 'n fok voor. Ek voel niks vir hom nie, want ek weet van wie hy afkom het. Ek het 'n simpel lewensfilosofie. Ek vat dit van wie dit kom hoor. En Gries du Toit, om julle 'n idee te gee van sy integriteit. En jy moet self jou eie fucking afleidings maak, man. En as jy jouself met dit kan vereenselwig en assosieer, is dit jou saak. Eerste ding is, hy is 'n groot ondersteuner daarvan, van die moord en doodslag van die vrouens en die kinders in die Donbass. En ek het screenshots en gesprekke waar hy daaroor praat. En waar hy dit sê, dis reg. Hulle kan maar doodgeskiet word want hulle is Russe. Nou, okay, dit is sy saak. Dan oor die afbrand van die kerke in die Oekraïne. Sy opinie? Ja, die kerke moet gebrand word, dis KGB kerke. Okay. So, dis soos hy is. Dan is hy dieselfde ou wat gesê het, dit is baie maklik vir NATO om Iran se handel met Rusland af te sny. Al wat hulle doen is, hulle maak die Suezkanaal en die Bosphorus toe dan. Kan Iran en
Rusland nie handel dryf nie. Maar wat hy nie besef nie, is Iran is aan die suidelike kus van die Kaspiese See en Rusland is aan die noordelike kus van die Kaspiese See. So die twee dryf handel oor die Kaspiese See. Niks te doen met die Suezkanaal en die Bosforus en so nie. Niks van daai goed nie. Maar okay, dis so hoog as wat sy kennis is. Dieselfde wat die stelling wat hy maak het, dat Rusland gaan Moldova inneem, want hulle het Moldova nodig om die Swartsee te beheer. Moldova grens nie eers aan die Swartsee nie. Maar dit is wat daai ou se kennisvlakke is. Dan kritiseer hy my en Wynand as ons oor daardie goeders praat wat daar aangaan. Hy is clueless, hy is heeltemal clueless, maar hy het 'n paar aanhangers en hulle hang in sy lippe en ek lees deur die kommentare en ek lag my net want hulle openbaar meer van hulle self as wat hulle openbaar van Greece. Maar dit is vir hulle lekker want hulle het 'n spreekbuis, dit is spreekpunt. Greece toe, hy sit al van 2022 om my om 'n debat met hom te voer. En hy wil my op Nuuspot gehad het en ek weet nie wat alles nie. Ek het nou reguit gesê ek sal nooit in my lewe met jou 'n debat voer nie, want dit is onmoontlik om met jou 'n debat te voer. Want jy het nie die kognitiewe vermoë om inligting te verwerk en jou opinie aan te pas nie. Jy kan dit nie doen nie. En ja, hoekom dit nie is nie, ja, my vermoede is natuurlik was sy vraatsige inslurpery van die slanggif, maar daar's genoeg wetenskaplike bewyse dat daai slanggif jou kognitiewe vermoëns aantas. Hy praat en vermeld dinge, hy is 'n ou wat stellings maak dat Colonel McGregor, Judge Napolitano, die mense van die Duran, Alistair Cook, Professor Mearsheimer, Professor Jeffrey Sachs, Scott Ritter, Larry Johnson, al daai ouens is idiote. Hy sê dit, hy sê hulle is idiote. Maar hy hang aan die lippe van 'n karakter, eintlik 'n karikatuur, by name van Jake Brau. Ek het een keer 'n video gemaak oor sy kak wat hy vertel het oor die onluste in Rusland oor botter, waarin ek al die feite mooi uiteengesit het. Hy gaan net aan. Maar kom ons kom nader aan die tuisveld. Tydens die slag van Centurion was daar, ek dink, 18 mense, boere, 18, wat 'n protesbrief aan die VF+ se leierskap wou oorhandig en dit was gereël alles volgens die letter van die wet. En op die oggend toe daag die mense daarop om die protesskrif te gee. Wat kry hulle? VF+ se kantore is verskans deur 2 verskillende privaat sekuriteitsmaatskappye en daar's 'n groot polisie teenwoordigheid wat die kompleks se hek bewaak. So daai 18 mense staan voor die hekke en sê okay, hulle is hier, hulle wil die protesbrief oorhandig aan die VF+. Groenewald is binne in die kantore. Een van die ouens in die protes praat met hom. Hy weier om daai protesskrif te ontvang. Plus hy sê vir die ou, sit julle voet oor hy lyn en dan word julle gearresteer. Nou daar het die VF+ homself openbaar vir wat hy is. Hulle optrede het hulle openbaar vir wat hulle is. Maar hier kom die groot ding. Hierdie selfde fucking Grease de Tooi is toe aan die VF+ kant van die lyn, draf hy daar op en af en hits die polisie aan om daai mense te arresteer wat kom protesteer. Wat se fucking uitvaagsel doen dit? Dis boere mense. Hulle het daar aangekom en voor hulle met die polisie gepraat het hulle in 'n kring, ek het 'n foto van dit, het hulle in 'n kring gesit, gekniel en gebed gedoen. Maar hierdie man, wat homself wil uitgee as die ou met al die kennis, hy draf daar rond en hits die polisie aan om daai mense te arresteer. Wat se, hy's nie 'n boer nie. Ek dink nie eers hy's 'n Afrikaner nie, hy's uit en uit 'n full-blood joiner. Hy join whoever lekker is. So, waar kom hy aan die reg om my ondersteuners en Wynand se ondersteuners so uit te skel?
Waar kry hy daai reg? Wat gee hom daai reg? Wat gee hom daai regverdiging om die goed te sê van hulle? Maar dan wil hy uitmaak asof die ouens wat in sy groepie kommentare lewer, hulle is die Einsteins. Hulle is die intelligente deel van die bevolking. Ek het so 25.000 subscribers, Wynand, ek dink het 45.000 subscribers, dit is 70.000 subscribers tussen my en hom. Gries het 600 subscribers, en hy maak asof hy al die kennis in pag het. Hy weet van alles. Hy haal vir Wynand aan. Hy sit 'n stukkie van Wynand se video in een van sy video's. En dan direk daarna, dan herhaal hy Wynand se woorde. Maar hy verdraai dit heeltemal. Hy sê basies die teenoorgestelde van wat Wynand gesê het, dan voeg hy dit aan Wynand toe. En dan dink hy, almal is so stupid, om nie agter te kom wat is hy besig om te doen nie. Maar dis soos hy operate, dis soos hy function. En hierdie stelling wat hy hier gemaak het, dat ek het gelieg oor Grok, daar het ek vir julle die screenshot gewys. Besluit vir jouself, wie het gelieg, ek of hy. Maak nie eers om my saak wat jy besluit nie. Ek sê net vir jou, daai man kan verskriklik lieg. En sy optrede by die slag van Centurion het sy ware karakter geopenbaar. Nou ja, daai is die soort mens wat ek niks mee te doen wil hê nie. Niks nie. Dan dink ek sal om hom in 'n debat tree. Ek sal, man, om met hom in 'n debat te tree is dieselfde as om met een van daai Salsa Brigade IQ 70's op sosiale media aan te debat. Hulle het nie die vermoë om kognitief te dink nie. Hy het dit nie. Hy het dit nie. And that's it. So, nou gaan ek stop met hierdie storie. Jy kan maar gaan kyk self van die kommentare. Ek wou eers vir julle van die kommentare gewys het wat die ouens gepost het, net toe ek daarteen besluit. Jy kan maar self gaan lees. Maak jou eie mind op. Gaan lees die goed. Maak jou mind op. Maar ek het net gevoel, hy maak die stelling in sy opskrif dat ek gelieg het oor wat ek met Grok bespreek, wat Grok vir my gesê het. Jy kan dit vir jouself lees. Ek gaan dit weer hier vir jou opsit. Stop die ding. Lees daar self, dan lees jy self wat sê Grok daar. En dan gaan luister jy wat het hy gesê, wat Grok nie mag doen of kan doen of sal doen of wat nie. Wat hulle nie verstaan nie, is hierdie AI's, is maar net 'n gesofistikeerde search engine, dis eintlik maar al wat dit is. Maar die AI het kunsmatige intelligensie, om jy vra die vraag, en hy gaan soek vir jou, hy gee vir jou antwoord gebaseer op die data waartoe hy toegang het. En dan gee hy vir die links. So, hy gee vir jou 'n opsom van dit wat daar beskikbaar is. Dis wat hierdie goed doen. Maar hierdie is een van daai klassieke plekke. In die rekenaar wêreld het ons altyd gesê, 'n GIGO system. Garbage in, garbage out. So as jy vir hom kak vra, gaan jy kak antwoorde kry. Dit is so maklik soos dit is. Maar ja, ek weet wat ek weet van AI. Ek weet nie wat julle weet van AI nie. Maak nie saak nie. Al wat ek sê is, Gries het gelieg in daai opskrif van hom. Daar's die bewyse. Nou ja, gee my maar 'n like en 'n subscribe, share die ding. En ja, jy weet, daar is vir my gesê, ou moenie hierdie ouens ligtyd gee en so nie. Maar jy sê, hy kan nie heeltyd wegkom met sy kakprater nie, want dan begin het naderhand lyk asof hy die waarheid praat. Die feit dat hy nie aangevat word oor die goed nie. Ek het vir julle net 'n bietjie feite gegee. Lekker dag.